smile, en net om vir hom of haar kennis te gee, ek is bly om hier te wees. Amen. Dis lekker om hier te wees. Loof die Here. Dis lekker om hier te wees. Amen. Ek is so bly jy is hier. Dankie dat jy vanmôre hier is. Mag die Here jou ryklik seën ook vanmôre. Nou, ek is baie opgewonde, want in my hart is daar opgewondenheid oor dit wat die Here wil doen. Daar's hom een wat amen sê. Ek is so opgewonde oor wat die Here in stoor het. En ek wil vanmôre vir jou kom sê, die Here sien jou raak. Sê bietjie vir jouself, die Here sien my raak. En dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor hom wat jou liefhet. Amen. Dit gaan oor hom wat jou liefhet. Partykeer kan ons dit nie verstaan nie en nie uitredeneer nie, maar hy het ons lief ten spyte van. Amen. Hy het jou lief ten spyte van. Nou vanmôre wil ek het verlede week eintlik begin, maar ek wil vanmôre graag met jou praat oor waarom lyk dit tog of die Here sommiges voortrek. Nou ek praat nou nie met jou nie, maar ek praat met daai persoon langs jou. Kom ons sê gou vir mekaar, baie keer, al is jy 'n geliefde van die Here, maar baie keer is dit die vraag wat baie van ons in die stilte vir onsself afvra. Here, hoekom lyk dit of die ander mense seën my nie? Here, hoe lyk dit partykeer asof die ander mense beskerm en nie beskerm my nie? Here, hoe lyk dit vir my partykeer? Ander mense bly gesond en ek word siek. En so kan ons aangaan en aangaan. Jy kyk na iemand anders se lewens. Hulle kry geleenthede. Hulle kry beter kansse. Dis asof die Here vir hulle groter deure oopmaak as vir my. Kom aan. Is hier iemand wat my hoor? Partykeer voel dit vir my, die Here maak vir ander mense deure oop wat hy nie vir my oopmaak nie. Hulle gebede lyk asof dit vinnig beantwoord word. Maar ek moet iets deurbid en die Here vertrou. Dit lyk of hulle voorspoedig is. Dit lyk asof hulle die deurbrake kry. Dis asof hulle genade en guns uit die hand van die Here ontvang, terwyl ek moet sukkel. En jy sit dalk vanmôre hier, en jy sê vir jouself, nou ons boere mense, vir hulle is dit 'n normale ding. Partykeer as jy na ander mense kyk, dan lyk hulle soos God se wit broodjies, en jy is 'n swart skaap. Sê maar hallo, of amen, of eina, of laat my net weet jy's hier. Jy sal dalk vanmôre hier en sê, as ek na ander mense kyk, dan lyk dit asof hulle die gunsteling is, en nie ek. Kom ons wees my eerlik, selfs as ons na die Bybel kyk, weet jy wat? Weet jy wanneer pla die duiwel jou die meeste? Weet jy wanneer pla jou die meeste as jy wil Bybel lees en bid? En weet jy wanneer tref die meeste rampe jou? As jy 'n belewenis met die Here gehad het. Nou nie jy nie, maar ander mense. Kom ons wees bietjie eerlik. Partykeer is ons word so skepties, ons word so negatief, ons raak so krities, dat selfs as ek die Bybel lees, dan lyk dit vir my asof die Here sommiges voorgetrek het.
Abraham word geseën en hy word die vader van geloof. Dawid word gekies terwyl Saul verwerp word. Josef word verhoog terwyl sy broers agterweë gelaat word. Ek wil vir jou vandag sê, ek wil vanmôre eintlik vir jou kom sê, kan ons saam ontdek dat die Here trek niemand voor nie. Kan ons vanmôre saam ontdek dat die Here werk volgens beginsels? Kan ons vanmôre vir mekaar sê dat God reageer op jou volgens jou verhouding? Hy het 'n doel en 'n plan met jou lewe. En baie keer moet jy deur sekere goed gaan om by die plan van die Here uit te kom. Maar kom ons begin vanmôre. Die eerste belangrike ding is, en ek wil hê jy moet dit vanmôre in jou eie hart vasmaak. Ek wil hê jy moet dit vir jouself vasmaak. Die Here trek niemand voor nie. Hy is regverdig. Die God is nie net heilig en soewerein en die groot God van die hemel en aarde nie, maar hy is regverdig. God is uiters regverdig. Romeine 2 vers 11 sê, daar is geen aanneming van persoon by God nie. Dis nie asof hy die een kies en die ander los nie. Hoor wat sê Handelinge 10. Hy sê God is geen aannemer van persoon nie, maar in elke nasie is hy wat hom vrees en geregtigheid doen vir hom. Dis nogal 'n moeilike Afrikaanse woord, welgevallig. Dit beteken eenvoudig, God kyk nie van waar jy vandaan kom nie. Hy kyk nie na jou familie nie. Hy kyk nie na jou agtergrond nie. Hy kyk nie na jou ras, of jou taal, of jou status, of jou geld, of jou, wat jy ook al vanmôre wil voorhou nie. Hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart. En hier is 'n belangrike waarheid. God se liefde is gelyk vir ander mense. Sy liefde is beskikbaar vir almal en is dieselfde of jy nou A, B of C is. Die Here het jou lief en hy het jou net so lief as die volgende persoon. Ek wonder of ek dit mag sê. Partykeer wil ons dit nie hoor nie. Maar die Here is net so lief vir my as wat hy vir die pastoor is. En hy's net so lief vir die pastoor as wat hy vir die boemelaar in die straat is. En dis 'n belangrike waarheid, sy liefde is gelyk. Die groot verskil kom by die mense se reaksie daarop. Amen. Luister, almal van ons is nie dieselfde nie. Amen. Weet jy wat, ek moes eers ouer word om te besef, daar sekere goed wat die Here my mee geseën het en nie met ander nie. En daar sekere goed wat hy ander ouens mee geseën het wat hy my nie mee geseën het nie. En kom ons wees gou eerlik, God het 'n unieke plan vir jou. Tweedens, dit lyk soos voortrek, maar is eintlik daai intieme verhouding wat die verskil maak. Kom ons kyk na Dawid. Waarom was Dawid so geseënd? Nou vergeet van die skrifgedeeltes, luister gou na my. Hoekom was Dawid so geseënd? Hy was nie meer geseënd as ander mense omdat die Here hom voorgetrek het nie. Hy was meer geseënd omdat Dawid God gesoek het. Dawid
het berou gehad as hy foute gemaak het. Dawid het aanbid wanneer ander stil gebly het. Dawid het die Here aanbid selfs in die moeilikste tye. Dawid het nie sy eie kop gevolg nie, maar hy het gedoen wat die Here wou hê. Hallo. Psalm 27 sê, een ding het ek van die Here begeer. Jy sien, nie baie nie, een ding. Een ding het ek van die Here begeer. In die beginsel hier, Dawid het gesoek hy het gesmag na die nabyheid van God. Hy het gesmag na dit wat die Here vir hom instoor het. Hy het gesmag na 'n openbaring van die Here. Kan ek vanmôre vir jou kom vertel? Openbarings van die Here kom vir hulle wat naby aan die Here is. Weet jy wat? 'n intieme verhouding met die Here bring guns. Jakobus sê, hy sê kom nader na God en hy sal na julle. Hy sal nader kom na julle. Jy sien, dis nie voortrek nie. Dis verhouding. Derdens, God se seën volg gehoorsaamheid. Is daar 'n moontlikheid dat jy partykeer ongehoorsaam is? Kom maar. Is daar 'n moontlikheid dat jy ongehoorsaam is? Daar's 'n groot moontlikheid om die waarheid te sê. Baie van ons is baie ongehoorsaam. En hoor mooi, of jy nou dink is 'n klein dingetjie of 'n groot dingetjie. Ongehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Deuteronomium 28 is baie duidelik dat seëninge kom vanweë gehoorsaamheid. Wanneer jy iemand sien floreer of vooruitgaan of geseënd is, vra jouself af, is hulle nie dalk mense wat in gehoorsaamheid wandel? Leef hulle nie dalk volgens die woord van God nie? En Josef was vir my 'n perfekte voorbeeld. Josef was 'n perfekte voorbeeld. Josef was getrou aan die Here selfs in die put. Hy was getrou aan die Here selfs in die tronk. Hy was getrou aan die Here selfs toe daar versoeking kom en hy weier. En toe kom verhoging. Toe kom vooruitgang. Toe kom seën. Toe kom verheffing. Hy het homself verneder toe sy deur God verhoog. En hier is 'n belangrike punt wat ek vanmôre wil maak. Wat soos voortrek lyk, is dikwels die vrug van gehoorsaamheid. En luister, jy weet nie wat in ander mense se lewe aangaan nie. Partykeer doen hulle goed wat jy niks van weet nie. Dit bietjie teregheid. Die vierde ding wat ek graag vanmôre wil noem. Daar's lê 'n groot gevaar in om jouself met ander mense te vergelyk. Jy is nie Piet, Koos, Jan of wie ook al nie. Jy is jy. Jy's jy. En die Here het jou nie gemaak om soos Jan, Piet of Koos te wees nie. Die Here het jou gemaak om soos jy te wees. Hy wil jou in besonder as individu, as enkeling, wil hy jou seën en uit die groep uithaal. Amen. Die Here het jou lief. Dis hoekom hy jou gemaak het. Jy's nie 'n ongeluk nie. Die Here het tog altyd beplan met jou lewe gehad. Nou, as ek dink aan vergelyk. Het julle al Psalm 73 gelees? Nou ek het dit nou nie, het ek dit op? Ja. Psalm 73 is seker een van die eerlikste gedeeltes
wat 'n mens kan kry. In Psalm 73 kom Asaf, voordat ons lees. In Psalm 23 kom Asaf, hy kyk rond en hy sien ander mense raak. En hoor, ek was jaloers op die hoogmoediges, toe ek die voorspoed van die goddelose sien. Wat hy eintlik sê is, Here, ek probeer, ek dien U, ek volg U, ek doen alles in my vermoë, maar as ek na hulle kyk wat nie U dien nie, is hulle meer geseënd as ek. Dit gaan goed met hulle wat U nie dien nie. Maar dan gebeur iets kragtigs in Asaf se lewe. Terwyl hy roep, terwyl hy vra, terwyl hy smag, terwyl hy uitroep na die Here, kom die Here en die Here openbaar homself aan hom. En hoor wat sê vers 17. Totdat ek in die heiligdom van God gekom het. Jy sien, die oomblik as jy in die teenwoordigheid van die Here kom, verander alles. Want dan begin jy goed sien vanuit God se perspektief. Ek het al vir julle vertel, maar kan ek maar weer, jare terug, skakel een van die rykste mense in ons omgewing, skakel my en sê vir my, ag pastoor, wil jy my nie kom besoek nie? En terwyl ek soontoe ry, hierdie man is 'n welvarende man, die rykste man in ons omgewing. Hoekom sal hy my wil sien? En toe ek daar kom, toe sê hy vir my, hy sê pastoor, toe ek by sy huis kom, jy sien rykdom. Jy kan dit nie wegsteek nie. Jy sien dit. En ek sien die rykdom, ek ryk dit. En hy sê vir my pastoor, die dokter het in hierdie week vir my gesê, ek het keelkanker en ek het nie baie tyd oor nie. Weet jy wat? Dan help niks. Geen bankrekening, geen mooi voertuie, geen wat ook al daar is nie. Niks help nie. En Asaf sê, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Jy sien, openbaring van die Here verander jou perspektief. Dit verander jou fokus. Dis 'n groot les. Moenie jouself met ander vergelyk nie, want die oomblik as jy jouself vergelyk met anders, beroof dit jou van jou vreugde. Dit beroof jou van jou blydskap. Vergelyking verdraai jou perspektief. Daai glase van jou perspektief word donker. 2 Korintiërs 10 sê, wanneer hulle self met mekaar vergelyk, is hulle, moenie onverstandig wees en jouself vergelyk nie. Jy is nie iemand anders nie. Dank die Here, daar's net een van jou. Daar's net een van jou. En ek bedoel dit nie negatief nie, ek bedoel dit positief. Dank die Here, daar's niemand soos jy nie. Hy het jou uniek gemaak. God meet nie jou teen ander mense nie. Hy werk met 'n unieke plan, net vir jou. O, dankie Here, jy het 'n plan vir my. Dank die Here, hy het 'n plan vir my. Vyftens, hierdie is baie belangrik. God se tyd is nie jou tyd nie. Weet jy wat? Daar is seker goed waarvoor ek bid, wat net so gebeur. Maar daar is seker goed waarvoor ek bid, wat nou nog nie gebeur het nie. God se tyd is nie jou nie. Partykeer, as ek na ander mense kyk, dan lyk dit as hulle bid, is daar deurbraak. Ander van ons moet jare wag. En ek kry myself so jammer. Luister, die Here weet
hoekom, waarom, hoekom nou nie? Abraham, net so terloops. Abraham moes wag. Hoe oud was hy toe hy sy eerste kind het? En hoe lank het hy gebid? Hy het sy lewe lank gebid. Jy weet, hulle sê 25 jaar is lewenslank. Ek dink hy het 4 lewenslank gedoen. Josef moes wag. Hallo. Jy is nie beter as hy nie. David moes wag. Die Here stuur die profeet na David. David word gesalf as koning. Maar het gebeur nie. Om die waarheid te sê, van die dag wat hy gesalf is dit asof oorlog teen hom is. Kan ek vanmôre vir u sê, wanneer God werk, is God se werk volkome, volmaak. Prediker 3 sê, hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Jy weet, ek het dit al hoeveel keer, seker al 100 keer gesê, maar dit is vir my so mooi. Paul Yonggi Cho, die ou wat die grootste kerk in die wêreld gehad het, hy het altyd gesê, God's timing is not my timing, but sometimes God's timing is killing me. Sien, God werk op sy tyd. En 'n mens noem daai tyd Kairos, 'n goddelike oomblik, 'n spesifieke moment wanneer die Here ingryp. Onthou, die regte ding op die regte oomblik bring die regte resultate. Amen. Dit is swaar om te sluk. Wat jy as voortrek sien, is dikwels 'n seisoen. Weet jy wat, daar's seisoene. Daar's seisoene. Daar's seisoene in ons lewens, daar's seisoene in ons familie, en daar's selfs in gemeente seisoene. Amen. Daar's seisoene. So, ek is vanmôre hier om te sê, jou seisoen kom. Jou seisoen kom. Hallo, jou seisoen is op pad. Dit kan nie altyd winter wees nie. Een of ander tyd moet die tyd draai en dit word lente. Jou beurt kom. Amen. Sestens, God se doel verskil vir elkeen. God se doel verskil vir elkeen. Ons is nie almal geroep vir dieselfde doel en dieselfde plan en dieselfde pad nie. En weet jy wat? Dis eintlik menslik om na ander mense te kyk en te sê, nou wat nou? Het julle dit al in die Bybel gelees? Het julle dit al in Jesus se tyd gelees? Ek lees dit van 'n ou wat naby aan Jesus is. Petrus kom op 'n dag. En daar in Johannes 21 kom Petrus en hy vra, Here, maar wat van Johannes? Hoe is dit moontlik? U doen vir hom goed en u laat hom toe om sekere goed te doen en te sê en te wat ook al. En wat sê die Here vir hom? Wat gaan dit jou aan? Wie's koning? Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Amen. Volg jy my? God se plan met jou lewe is uniek. Jy weet, Petrus kom en hy's eintlik in opstand. Maar kan ek vanmôre vir u vra, wie was dit die ou wat op Pinksterdag die eerste preek gepreek het? Hallo? Kan ek jou herinner? Dit was nie Johannes nie. Maar daai selfe Petrus. Petros. Hierdie rots. Hallo? Ons wil dit nie vanmôre hoor nie. Weet jy wat? Die kernwaarheid is, God se plan vir jou lewe is uniek.
die waarheid is, sommiges word vinnig bevorder en ander word diep gevorm. Kom ons wees gou eerlik. Elkeen van ons het 'n DNA. Party van ons se DNA het moeilikheid. Party van ons se DNA is van so aard. Hierdie vlees wil heeltyd iets sê. En jy is eintlik in God se plan. Maar jy's baie keer in God se pad ook. Hallo? Maar weet jy wat? Of mense vinnig gaan en of hulle stadig gaan, is nie die vraag nie. Die ding is, almal is in God se hand. Almal is in God se hand. Ek wil afsluit. Ek wil vanmôre afsluit. God se grootste guns is Jesus. Ons dink, kom ons wees gou eerlik. Ek dink, as ons van seën praat, dan praat ons van geld. Ons dink baie keer, as ek van seën praat, praat dit van sukses en vooruitgang en wat ook al. Ons dink seën is geleenthede wat die Here vir my gee. Maar die grootste bewys dat God iemand nie voortrek nie, is Johannes 3 vers 16. Want wat sê Johannes 3 vers 16? Want so lief het hierdie hele wêreld. Hallo, die hele wêreld. Sluit dit daai ou op die hoek van die straat in. Want so lief het God hierdie hele wêreld gehad. God het Jesus vir almal gegee. Die kruis is die grootste bewys dat God se liefde is beskikbaar, universeel. Vir almal. Die grootste genade is Jesus Christus. Wat is hy ou liedjie se naam? What a day that will be, when my Jesus I shall see. To look, yes, to look on his face. Amen. Luister, Jesus is die grootste geskenk wat God ooit vir jou kon gee. Weet jy wat? Ek dink baie keer, veral in die laaste ruk, dink ek daaraan, is ek en jy nie bevoorreg om in Suid-Afrika gebore te wees, waar ons nog steeds 'n land is, wat die grootste persentasie Christene in die wêreld het. Jy kon net sowel in Pakistan, of in Iran, of in Irak gebore geword het. Amen. Nou is die grootste vraag, wat moet ek en jy doen? Wat moet ek en jy doen? Eerstens, as jy voel God trek iemand anders voor, dink bietjie hieraan en doen bietjie dit. Fokus eerstens op jou verhouding met die Here. Fokus op die Here. Moenie dat hierdie omstandighede, dat hierdie wêreld, daai lense van jou uitkyk, verdof nie. Luister, soek na meer van hom. Nie van sy seën nie, van hom. As jy by die gewer uitkom, sal jy die gawes ontvang. Amen. Tweedens, wees getrou waar jy is. Ek sien gister of eergister, sien ek in iemand se huis staan daar, blom waar jy geplant is. Blom waar jy geplant is.
wees getrou waar jy is. God eer jou getrouheid. Derdens, hou op om jouself te vergelyk. Jou pad is nie ander se pad nie, jou pad is uniek. Vierdens, vertrou die Here se tyd. Hy's nooit laat nie. Hy's nooit laat nie, hy's altyd betyds. Al was Lazarus 4 dae dood, hy was nog betyds. Amen. Vertrou die Here se tyd. Laastens 4 ander se seëninge. As ek sien ander word geseën, as ek sien my broer en my suster word geseën, vier dit, loof die Here. Kan ek vanmôre vir julle 'n geheim vertel? Wanneer jy ander mense se seëninge vier, maak dit die deur oop vir die seën van die Here in jou lewe. Kan ek vanmôre hiermee afsluit? Jou seisoen kom. Jou beurt kom. Jou kans is op pad. Die deur is besig om oop te gaan. Amen. Ek wil vanmôre vir jou kom vertel, God trek niemand voor nie. Maar hy reageer. En kom ons sê gou vir mekaar, en ek wil dit nie langer maak nie, maar kom ons sê gou vanmôre vir mekaar, hoe reageer die Here? Hy reageer op geloof. Hy reageer op geloof. Hy reageer op gehoorsaamheid. Hy reageer wanneer mense honger en dors en smag na hom. Ek het al gesien, dit is net so, die mens wat honger en dors na aanraking van die Here, dis hulle wat dit kry. En miskien is die vraag nie vanmôre, hoekom trek die Here ander mense voor nie? Die vraag is, Here, hoe kan ek nader aan U kom? Miskien sit jy vandag hier, jy voel, ag, die Here het my oor die hoof gesien. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, die Here het vergeet van my. Miskien sit jy vanmôre hier en jy voel minderwaardig. Ander mense is meer werd as jy. Die Here wil vandag vir jou kom sê, ek sien jou raak. Ek ken jou, ek ken die pad wat jy moet stap. En ek is besig om te werk agter die skerms waar jy dit nie kan sien nie. Kom ons maak dit prakties. Kom ons maak dit prakties. As jy God wil vertrou, dat jou nuwe seisoen moet aanbreek, steek op jou hand. Net daar weer sê, Here, ek vertrou vanmôre U, dat my nuwe seisoen sal aanbreek in Jesus naam. As jy vanmôre hier sit en sê, ek is moeg om myself te vergelyk, kom bietjie by die Here uit en sê, Here, ek bring dit na U toe. As jy honger is, en jy smag, en jy hunker, en jy verlang na meer van die Here, maak bietjie tyd. Amen, maak bietjie tyd vir die Here. Die Here wil vanmôre, en die Here sê nie hierdie goed sommer te loops per ongeluk, die Here ken jou. Hy weet waardeur jy gaan. Amen. Kom ons sluit ons oë.